Dankie Dominee Andrew, vriende, ek groet u dan vanaand weer in die lieflike naam van ons Here Jesus Christus. Ek is bly, dankbaar dat u hier is, die tyd uitgekoop het, om dan vanaand weer hier te wees. Te midde van die reën, kyk die reën pla baie keer net die kinders van die Here, nê. As dit mos 'n bietjie reën, dan wil hulle nie kerk toe kom nie, maar as die rugby aan die gang is, kyk, dan sit hulle daar. So, ons moet nie dat die reën ons so pla nie, ons geniet dit, maar ek is bly dat u almal hier is, en dis 'n wonderlike voorreg om die woord aan u te bedien. So ek wil net vra dat my skyfie gou oorgegooi word. Ek het 'n paar fotootjies wat ek daar vir u wil wys. As hulle hom net oorgooi, dan kyk ons. So daar's die gesin. Ek is getroud met Marika en dan het ons die 3 kinders. Klein Lukhoff is nou graad 3. Jurgens is graad 1 en Abigail is 4 jaar oud. So daar is nou, ja, ek weet nie wie is daai in die middel met die wit krulhare nie. Maar die enetjie met die rooi aan is my dogtertjie. So ons is dankbaar dat die Here so 'n pragtige gesin aan ons gegee het en dat hulle ook in hierdie tyd natuurlik bereid is om vir so 'n paar dae alleen by die huis te wees. So daar agter is boeke beskikbaar. Die eerste boek wat ek geskryf het gaan oor Jesus in die kansel. Dit gaan oor daardie 7 gemeentes van Efese tot Laodicea. Dit is Jesus se boodskap aan die kerk. Dit is so goed soos Jesus se preke wat vir verskillende gemeentes gestuur is. En die vraag wat hierdie boek vra is: watter soort lidmaat is u? Is ek die lidmaat soos Efese wat dalk baie vir die Here doen, maar ek het my eerste liefde verlaat? Of is ek die lidmaat wat dalk ly en smarte het, arm is, maar ryk is in God se oë, die Smyrna lidmaat, of die Pergamus lidmaat wat getrou het met die wêreld, wat so 1 voet in die wêreld staan en so 1 voet in die kerk staan, die kompromie, of die Thyatira lidmaat, dis die een wat die dieptes van die Satan ontgin. Kyk, hulle sit in die kerk, maar hulle lewe is ver verwyderd van God. En dan nou natuurlik die Sardes lidmaat, dit is die mense wat 'n naam het dat hulle lewe. Almal dink, joh, dit gaan so goed met sy of haar geestelike lewe, maar eintlik hier binnekant is dit dood. Dis net 'n front wat voorgehou word, maar God sy dank, daar is ook 'n lidmaat soos die Philadelphia lidmaat, die een wat in oorwinning lewe. En dan is daar nou natuurlik die Laodicea lidmaat, dit is die een wat lou is. So dit handel oor die 7 briewe aan die 7 gemeentes. Dan die tweede enetjie is die een oor die dinge wat God nie kan doen nie. Het jy geweet daar sekere dinge wat God nie kan doen nie? Kan iemand vir my 'n voorbeeld gee van iets wat God nie kan doen nie? Ja. Ja, God kan nie sonde doen nie, ja. Ja. Daar's 'n paar dinge wat God nie kan doen nie. God kan nie jok nie. God kan nie 'n geknakte riet verbreek of 'n dowwe lamp uitblus nie. God kan nie een van sy kinders verloor nie. Daar's 'n paar dinge. So is dan nou slim teoloë en mense of eintlik 'n filosowe wat sê, kan God 'n klip maak wat vir homself te swaar is om op te tel? As God nou nie die klip kan optel nie, dan is hy nou nie God nie, want as daar iets wat hy nie kan doen nie. En as hy nie die klip kan maak nie, dan is hy nou nie God nie, want dan kan hy nie iets doen nie. En so probeer hulle nou deur allerlei slim redenasies maak asof daar iets is wat God nie kan doen nie. Kom, ek kan vir u die antwoord gee. Soms sê mense, kan God 'n klip maak wat vir homself te swaar is om op te tel? Nee, hy kan nie. Weet jy hoekom? Want God kan nie versoek word en afgebring word tot menslike redenasies en allerlei dinge wat mense uitdink nie. So God kan nie deur die kwaad versoek word nie. Daar's nog iets wat hy nie kan of wat kan gebeur nie. So dis Jesus in die kansel. Dan is daar 'n boek wat ek geskryf het, Romeine 1 tot 8. Dit gee vir u 'n verklaring van hierdie baie moeilike dogmatiese redes van Paulus. Ek glo op 'n eenvoudige manier geskryf om u te help. As jy die boek Romeine oopmaak, dan weet jy, dis vaste spys. En daarom is hierdie boek net so 'n hulpmiddel om daarin te help. Dan die boek oor Daniël. Ek het vanoggend vir u gesê die rede hoekom baie mense nie Openbaring verstaan nie, is omdat hulle nie Daniël verstaan nie. Daniël lê hierdie fondasie, veral wanneer 'n mens aan die einde van Openbaring kom, by die koninkryk, wat alreeds 'n fondasie in Daniël gelê word. So, as daar van al die boeke is een wat ek sou aanbeveel, dan moet u kyk na die boek Daniël
veral in die lig van die wederkomsdienste. Dan bring ek ook 'n paar van Dr. Henny Prinsloo se boeke saam oor Openbaring, die een oor die wederkoms en die eindgebeure wat baie van hierdie onderwerpe hanteer. Natuurlik kan ons nie by al die onderwerpe uitkom in hierdie reeks nie, want daar is boeke geskryf wat u daar agter kan kry. En dan sy boekie oor die kruiswoorde van Jesus, die 12 disippels, 'n baie interessante studie om die 12 disippels, waar kom hulle vandaan, wat het hulle gedoen, en selfs bronne uit die geskiedenis van wat het uiteindelik met hulle gebeur. En dan die boek oor Jona, feit of fabel, en dan gedenk julle voorganger, so 'n paar boeke wat daar beskikbaar is. As u nou nie kontant het nie, moenie bekommerd wees nie. Daar is 'n kaartmasjien wat u kan gebruik, en u is welkom om van die boeke te kry. Veral van môre aand af sal ek dit aanbeveel, en vanaand gaan ons weer lekker koffie drink na die tyd. So, u kan die woord van die Here vanaand saam met my oopmaak by 1 Tessalonisense hoofstuk 4. 1 Tessalonisense hoofstuk 4. En dan kan u weer vir 'n oomblik saam met my kyk na hierdie kaart. As daar van u is wat nou nie u eie kaart ontvang het nie, daar agter is nog kaartjies, u moet asseblief vir u daar kry. Die boek Openbaring word voorgestel met hierdie groot boekrol, en dan het ons vanoggend gesê, is daar 'n boekrol binne in 'n boekrol. Dit is hierdie geheime boek van Daniël 10, die boek van die waarheid, wat u alreeds in die boek Daniël vind, wat verseël is met 7 seels. Hoofstuk 6 tot hoofstuk 18 is hierdie tydperk wat die Bybel ook noem, Jesus druk hierdie tydperk uit in Matteus 24 vers 21 as die tyd van groot verdrukking. Onthou u vanoggend het ons in Matteus 24 vers 29 begin lees. En daar het ons gelees, en dadelik na die verdrukking van daardie dae. Dit bedoel in hierdie tydperk van verdrukking, dadelik na die verdrukking van daardie dae, is die teken van die seun van die mens in die hemel. So hierdie is 'n beskrywing van Jesus se wederkoms wat jy ook vind in Openbaring hoofstuk 19. So Jesus se wederkoms, volgens sy eie woorde, sal eers wees na 'n tydperk van groot verdrukking wat op aarde gaan wees. Daar staan dit. Dit word ook Daniël se 70ste week genoem. Daarvan kan jy nou meer lees in Daniël hoofstuk 9, die beskrywing van wat dit gegee word, maar dit is duidelik dat Jesus se wederkoms vooraf gegaan sal word deur 'n groot verdrukking. Dis Jesus wat dit gesê het. Hierdie tydperk word bereken op 'n tydperk van 7 jaar. Ons sê dit nie uit ons duim uit nie. Die Bybel sê dit vir ons. Dis 'n tydperk wat opgedeel word in 2. Het u al gelees in die Bybel van 'n tyd, tye en 'n halwe tyd? Dis 3,5 jaar. 'n tyd, tye en 'n halwe tyd. Dit word ook uitgedruk in 1260 dae, presies 3,5 jaar of 42 maande. As jy Openbaring 12 lees, dan word hierdie getal, hierdie tyd net so gegee. Want nou lees ons in Daniël 9 vers 27, dit is hoekom ons ook daarna verwys as die 70ste week van Daniël, dat dit 'n periode van 7 jaar gaan wees, en in die middel van hierdie verdrukkingstydperk gaan 'n man met die naam wat ons uitdruk as die Antichrist 'n verbond breek wat hy aan die begin van hierdie verdrukkingstydperk opgestel het. So die begin van hierdie verdrukkingstydperk word gekenmerk deur 'n wêreldleier wat 'n sterk verbond gaan sluit en vrede in die wêreld, en veral dan vrede in die Midde-Ooste gaan bring. Dis wat die Bybel sê met betrekking tot dit wat gaan gebeur net voor Jesus se wederkoms. Nou is die vraag, hoe weet ons wat is hierdie kronologiese orde? Daar's 'n Griekse uitdrukking, meta-telta. Jy gaan dit in jou Bybel vind in Openbaring 4. Openbaring 4 vers 1 begin met hierdie woorde, na hierdie dinge.
So nou net nadat hy van die kerk gepraat het, gebruik hy in Openbaring hoofstuk 4 die woorde na hierdie dinge. Openbaring 7 vers 1, na hierdie dinge. Openbaring 7 vers 9, na hierdie dinge. Daar word 'n pragtige kronologiese orde vir ons uitgedruk, ook wanneer ons byvoorbeeld Paulus se werk lees. Dink byvoorbeeld aan 2 Tessalonisense 2. Hoe hy pragtig die orde gee. Ons gaan nou nog bietjie stil staan by 2 Tessalonisense 2, maar hy praat byvoorbeeld van eers moet die afval kom, dan gaan die seun van die verderf geopenbaar word. Let op hierdie woorde wat gebruik word. Eers gaan dit gebeur, dan gaan dit gebeur, dan word daar gepraat van die teehouer wat uit die weg geruim word, dan sal die mens van sonde geopenbaar word. So as 'n mens al hierdie dinge gaan neem, van eers gaan dit gebeur, dan moet dit gebeur, dan strook dit met Openbaring se orde van gebeure. Vanoggend het ons stil gestaan by die tekens van die tye, maar by die unieke teken van Israel. Die uitstaande teken wat aan die einde van die dae sy verskyning gaan maak, waaruit ons weet dat Jesus se wederkoms naby is. Ja, ons ken nie die dag en die datum nie. Maar wanneer ons hierdie tekens sien, soos die somer nader kom, so kyk ons na Israel, so sien ons die wêreldgebeure, so weet ons dat die eindgebeure besig is om in aanvang te neem. So daar môre aand gaan ek vir u bietjie vertel van al die beelde in die boek Openbaring. Daar's beelde van drake en beelde van diere, verskillende diere. Hoe moet ons dit verstaan? Hoe interpreteer ons dit? Want dis baie keer hier waar die wiele vir baie mense afval. Hulle sien al hierdie beelde en simbole en dan begin hulle allerlei konnotasies daaraan maak. Môre aand gaan ek vir u meer daaroor sê wanneer ons voor die diens na die boek Openbaring kyk. So ek hoop u begin so al 'n prentjie saam met my kry. Die sleutelvers vir Openbaring is Openbaring 1 vers 19. Dit word uitgedruk ook soos wat ons gesê, die dinge wat hy gesien het, wat is en wat sal wees, wat sal gebeur, verlede, hede en toekoms. Die temavers van Openbaring is Openbaring 1 vers 7, wanneer dit handel oor Jesus se wederkoms, dis die eindgebeure wat sal plaasvind. Maar vanaand gaan ek met u oor iets praat wat baie kontroversieel is. Daar is hoofsaaklik 2 onderwerpe binne die studie van eskatologie, die eindgebeure, wat die kerklike publiek in 2 verdeel. Een is die 1000-jarige vrederyk. Jy kry Giliaste en anti-Giliaste, duidelik 'n verdeling in 2, maar ek gaan nie vanaand iets daaroor sê nie. Ek sal Woensdag aand vir u meer inligting daaroor gee. Die volgende onderwerp wat die Christelike gemeenskap verdeel, is die boodskap oor die wegraping. En vanaand gaan ons daaroor praat. So daarom nooi ek u om saam met my te lees uit 1 Tessalonisense hoofstuk 4. Ons lees vanaf vers 13. Maar broeders, ek wil nie hê dat julle onkundig moet wees met betrekking tot die ontslapenis nie, sodat julle nie treur soos die ander wat geen hoop het nie. Want as ons glo dat Jesus gesterwe en opgestaan het, dan sal God ook so die wat in Jesus ontslaap het, saam met hom bring. Want dit sê ons vir julle deur die woord van die Here, dat ons wat in die lewe oorbly tot by die wederkoms van die Here, die ontslapenis hoegenaamd nie sal voorwees nie. Want die Here self sal van die hemel neerdaal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel en met die geklank van die basuin van God. En die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggevoer word die Here tegemoet in die lug. En so sal ons altyd by die Here wees, bemoedig mekaar dan met hierdie woorde. Dit is 1 Tessalonisense 4 vanaf vers 13 tot vers 18. Nou, voordat ons gaan saam bid, my Engelse juffrou in Hoërskool Strand het ons geleer van 'n euphemism.
Dit beteken 'n sagkensstelling. Bedoelende, dis nie om te sê iemand is dood nie, maar eerder om te sê dat hulle te ruste gelê is. Bedoelende, dis 'n sagkensstelling. Wanneer ons nou hier in hierdie gedeelte lees van die ontslapenis, dan bedoel dit die mense wat dood is. Die mense wat alreeds heen gegaan het, wat in Christus gesterf het. Nou in hierdie gemeente het hulle 'n vraag gehad. Paulus het gesê die wederkoms gaan plaasvind, maar nou het dit nog nie plaasgevind nie, en iemand is waarskynlik in die gemeente oorlede. Wat gebeur nou met daardie persoon? Mis hulle nou die wederkoms, want hulle is nou oorlede. Dis hoekom hy hierdie skryf, dan sê hy, broeders, ek wil nie hê dat julle onkundig moet wees met betrekking tot die ontslapenis nie. En dan verduidelik hy wat sal gebeur. Van eers sal hulle opstaan, daarna sal ons saam met hulle in wolke weggevoer word, en dan gee hy die hele beskrywing van wat hier gebeur. Maar voordat ons verder gaan, kom ons bid saam. Hemelse Vader, dit is so heerlik as die reën daar buite val, en die aarde gevoed word, die grasspruitjies uitspruit, nuwe lewe kom weens reën. En so, Here, wil ek kom vra dat die reën van die hemel vanaand in iemand se hart sal kom val, dat nuwe lewe sal kom. Dat die woord 'n verskil in iemand se lewe sal maak. Dat, Here, uiteindelik U verheerlik sal word deur U woord wat iemand se lewe onherroepelik verander. Dat hulle sal ervaar en beleef, God is hier by ons, deur die werking van sy Heilige Gees in ons lewe en deur die verkondiging van die woord. Seën ons saam as ons dit alles vra in Jesus se naam met danksegging. Amen. Vers 17 wat ons gelees het, sê daarna sal ons wat in die lewe oorbly saam met hulle in wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lug. Hier praat ons van 'n vlug wat sal plaasvind. Vlug 417, en daar wil hy nou nie werk nie. Kom ons gaan kyk gou net, voordat ons aangaan, laat ons net seker, gaan hy. Vlug 417, 1 Tessalonisense 4 vers 17, in wolke weggevoer, die Here tegemoet in die lug. Nou, ek dink, dit is enige kind se droom om te kan vlieg. Dit moet 'n geweldige, wonderlike ervaring te wees, om vir een oomblik nog daar te wees, en die volgende oomblik word swaartekrag se mag verbreek, en skop jou voete in die lug, en daar vlieg jy. Dit is hoekom die kinders mos nou natuurlik sulke handdoeke om die nek vasmaak, en dan spring hulle van die een bed tot die ander bed met die hoop dat gravitasiekrag sy mag sal verloor, en 'n mens kan vlieg. Dit moet 'n wonderlike belewenis wees. Maar as ons as groot mense eerlik met mekaar moet wees, dit sal vir ons net so lekker wees. Dink net vir 'n oomblik hieraan. Dit maak nie saak of daar 'n toename in die petrolprys is of 'n afname nie. Dit maak nie saak nie. Jy vlieg sommer waar jy wil wees, en sommer soos die kraai vlieg. Jy kan dit doen. Dit sal wonderlik wees. En nou hier by julle nie so baie soos daar by ons oor kan die Vaalrivier nie. Maar die slaggate gaan dan ook nie vir jou 'n probleem wees nie as jy kan vlieg waarheen jy wil gaan. Dit moet iets wonderlik wees. En ek onthou my maat my geleer toe ek klein was. Toe sê sy vir my, Jurgens, daar is 'n vlug wat gaan plaasvind. 'n Vlug wat gaan gebeur wanneer Jesus sy kinders kom haal. En as jy die kaartjie het om vlug 417 mee te maak, dan sal jy ook hierdie geleentheid kan meemaak, wanneer Jesus sy kinders gaan kom haal. En nou wil ek vir u sê, my broeders en susters, ek glo aan hierdie boodskap van die wegraping. En ek gaan dit vanaand vir u verduidelik waarom. Nie omdat dit die leer van 'n kerk is, of omdat 'n synode besluit het dit is wat ons moet glo nie, of omdat 'n kerk of 'n kerkraad of 'n predikant of 'n professor dit uitberedeneer het nie. Ek glo aan hierdie boodskap omdat ek in die opstanding glo.
Ek ken nie 'n Christen wat in die een asem in die opstanding glo en in die ander asem die wegraping verwerp nie. Jy moet mooi hoor wat ek sê. Ek hoor van mense dan sê hulle vir my, dominee, ek glo nie aan die wegraping nie. Dan vra ek vir hulle, glo julle aan die opstanding? Dan sê hulle ja. Dan sê ek gaan nou vir jou verduidelik dat jy aan die wegraping glo, jy weet dit net nog nie. Want as jy aan die opstanding glo, dan moet jy aan die wegraping glo. Dis nie opsioneel nie. Dit is die basis daarvan, ons bely dit, ek glo aan die opstanding van die liggaam. Dis wat Paulus in hierdie gedeelte wat ons hier gelees het, verduidelik. Hy wil nie hê ons moet onkundig wees met betrekking tot die ontslapenis nie. Die wat reeds gesterf het, wat voor ons heen gegaan het, daar gaan 'n dag plaasvind wanneer die grafte geopen word. En as ons na die basis van die opstanding in hierdie gedeelte kyk, dan sê vers 14, want as ons glo dat Jesus gesterwe en opgestaan het, jy sien, dis die basis van die opstanding, om met jou geloofsvertroue te glo dat Jesus gesterf het aan die kruis vir jou ongeregtigheid en vir jou sonde, en dat hy opgestaan het uit die dood, en jou geloof en vertroue in hom plaas. Nou sê Romeine 8 vers 11, en as die gees van hom wat Jesus uit die dode opgewek het, in julle woon, dan sal hy wat Christus uit die dode opgewek het, ook julle sterflike liggame lewend maak, deur sy gees wat in julle woon. Nou die volgende vraag, as dit die basis is van die opstanding, die kruis, die opstanding, dan is daar mos nou 'n logiese vraag wat voortvloei, en dit is hierdie volgende vraag. Wanneer die opstanding gaan plaasvind, gaan alle mense dood wees? Nee. Nie alle mense gaan dood wees nie. Paulus skryf later in 1 Korintiërs 15, ons gaan wel nie almal ontslaap nie. Nie almal gaan dood wees nie. Sommige mense gaan nog lewe. Dis wat vers 15 sê wat ons hier gelees het, wanneer ons daar lees, ons wat in die lewe oorbly. Jy sien, sommige mense gaan lewe. En dan beskryf vers 16 en vers 17 wat ons hier gelees het, die orde van gebeure met betrekking tot die opstanding. Sommige mense gaan gesterf het, sommige mense gaan lewe. Die vraag is, hoe kom die mense op een plek by mekaar, Jesus tegemoet in die lug, wanneer die opstanding plaasvind? Hoe kom hulle daar? So vra ek vir iemand, glo jy in die wegraping? Nee, sê hulle. Glo jy in die opstanding? Ja, sê hulle. Nou, hoekom die mense wat in Brazil bly, en die mense wat in China bly, en die mense wat in Suid-Afrika bly, hoekom hulle in 'n oomblik en in 'n oogwink by Jesus uit? Nee, hulle gaan weggeruk word om soontoe te gaan. Dis die wegraping. Moenie verward wees nie. As jy in die opstanding glo, dan glo jy aan hierdie dinamiese ingrype van God, wanneer hy die kinders van die Here bymekaar gaan bring, soos ons hier gelees het. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle, die wat ontslaap het, in wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lug. Dis nie wat ek sê nie, dis nie wat die kerk sê nie, dis wat jou Bybel sê. Weggevoer die Here tegemoet in die lug. Dis die boodskap van die wegraping. In 'n oomblik en in 'n oogwink, soos 1 Korintiërs 15 vers 51 en 52 sê, soos 'n dief skielik kom, 1 Tessalonisense 5 vers 1 en 2, skielik in wolke weggevoer. Hierdie woordjie weggevoer, wat ons gelees het in 1 Tessalonisense 4 vers 17, is die Griekse woord harpazo.
Hierdie woord beteken om skielik van gevaar af weg te ruk. Om skielik iemand dinamies weg te ruk, soos ons nou die dag gebraai het, en toe Lukhof nog 'n bietjie jonger was, toe lyk dit asof hy sy voetwerk gaan verloor en hy teen die braaier gaan val, en ek gryp hom skielik weg aan sy arm, sodat hy nie strompelend teen die braaier sou brand nie. Dis hierdie woord weggeruk, harpazo. Hierdie woord is in Latyn vertaal met rapio. Hierdie selfe woord in jou Bybel, in 1 Tessalonisense 4 vers 17, wat in Engels weer vertaal word met rapture, wat in Afrikaans vertaal is met weggevoer. Mense sê partykeer, dominee, ek glo nie aan die wegraping nie, want die woord wegraping kom nie in die Bybel voor nie. My broeders en susters, ek sê nou bietjie altyd tong in die kies vir hulle, glo jy in die Bybel? Ja, sê hulle, ek sê maar die woord Bybel kom nie in die Bybel voor nie. So dis nie 'n goeie argument as jy wil sê die woord kom nie daarvoor nie. Dis 'n duidelike lering, hierdie woord weggevoer, wat ons hier gelees het, is presies die woord wegraping. Of jy dit nou wil wegraping noem, of wegvoering noem, dis wat hier staan, wat gaan gebeur by die opstanding. Nou is die vraag wat ons al reeds vanoggend na gekyk het, wanneer is opstygtyd? Daardie laaste woord, Laodicea, is 'n samevoeging van twee Griekse woorde, laos, wat verwys na volk. Dan as ek in Engels vir u sou sê, to make a decision. Laodicea, is 'n samevoeging van hierdie twee woorde, die volk kies, maak keuses, dis wat daardie woord beteken. As ons gaan kyk na die kerkgeskiedenis oor die eeue heen, en ons volg dit noukeurig in die lig van Bybelse profeseë, dan lewe ons vanaand in watter tyd? Die tyd van menseregte, die tyd van Laodicea, die volk kies oor homself. Die tyd van menseregte, dis waarin ons lewe. Wanneer is opstygtyd? As ons gaan kyk na die geskiedenis, dan sien ons, daar was 'n tyd soos voor Noag gewees. Adam het gelewe, daar was aardvaders, Noag het gekom, na Noag was daar 'n tyd na die vloed gewees, en Abraham was daar gewees, en Job het gelewe, en uiteindelik het Abraham kinders gehad, ons het vanoggend daaroor gepraat, en Isak is gebore, Jakob is gebore, met die 12 kinders, die 12 stamme in Egipte, gegroei tot 'n groot volk. 430 jaar later, toe kom die wet uitgelei uit Egipte, daar in die woestyn 40 jaar rondgeswerf, in die beloofde land in, onder die leiding van Joshua. Daar het die tyd van die rigters aangebreek, en dan het hulle gedoen wat reg is in die oë van die Here, en gedoen wat verkeerd is in die oë van die Here. Uiteindelik salf Samuel koning Saul, en na hom Dawid, en na hom Salomo, en na hom eers Rehabeam, en twee ander konings gekom, die tyd van die ballingskap, die tyd van die intertestamentêre tyd, die tyd van Makabeërs, en toe, Galasiërs 4 vers 4, in die volheid van die tyd, het Jesus sy seun gestuur. En dan na Jesus op aarde opgeneem is die kerkgeskiedenis in 7 tydperke opgedeel. Ek gaan nou nie in die detail ingaan nie, dis in die boekie Jesus in die kansel. Maar die laaste tydperk, let op, die laaste tydperk is die tydperk van Laodicea. Daar is nie een na hierdie een nie. Ons leef in die laaste tydperk wat die Bybel al 2000 jaar terug vir ons laat verstaan het. Die tyd voor Jesus se wederkoms gaan 'n tyd van menseregte op aarde wees. Jou Bybel sê dit al 2000 jaar terug. Wanneer is opstygtyd? My broeders en susters, soos ons vanoggend gesê het, dit kan enige oomblik wees. My kinders, dit is die laaste uur, sê 1 Johannes 2 vers 8. Jakobus 5 vers 8 sê, julle moet ook geduldig wees, versterk julle harte, want die wederkoms van die Here is naby. Maar nou, is daar mense wat vir my sê, dominee, weet jy, ek is 'n realist, man. Wat se stories is hierdie van mense wat sommer in 'n oomblik weggeneem gaan word?
Ek glo in God, sê hulle, maar om te glo in 'n ding soos 'n wegraping, dat mense een oomblik daar gaan wees en die volgende oomblik weg gaan wees, dit kan mos nie wees nie. Hulle is nou logies, rasioneel, sê hulle. En jy weet wat my verbaas van sulke soort argumente, is, hulle het klaar deur daai deur geloop, wat sê hulle glo in God. Maar nou kan hulle in dieselfde asem nie glo dat hierdie God, wat hulle nou net gesê het, hulle glo in, dat hierdie God mense van die aarde kan wegneem soos hy wil nie. Verstaan het, dit maak nie vir my logies rasioneel sin nie. Dat hulle in die een asem sê, ons glo in God, maar ons glo nie, hy kan dit doen nie. Dit maak nie sin nie, jy het klaar deur daai deur geloop om te sê, glo in God. Moenie nou sê, maar nou klink dit onlogies dat God mense kan wegneem nie. Hy kan dit doen en hy gaan dit doen. Ons gaan terug in die geskiedenis, dan vind ons 'n voorbeeld daarvan, waar God iemand wat nog een oomblik op aarde was, en die volgende oomblik weggeneem het. Ons sien Henog in Genesis 5 vers 24, en Henog het met God gewandel, en hy was daar nie meer nie, want God het hom weggeneem. Soos die klein dogtertjie gesê het, Henog het met God gewandel, en op 'n stadium het Henog so ver saam met God gewandel, dat God vir Henog gesê het, Henog, jy's nou nader aan my huis as aan jou huis, kom sommer saam met my huis toe. Om met God te wandel, dat jy nader aan die belange van God wandel as jou belange. En God het hom weggeneem. Ons lees hier dieselfde woord harpazo in Handelinge 8 vers 39. En toe hulle uit die water opklim met die gees van die Here Filippus skielik weggevoer. Hierdie woord harpazo. En die hofdienaar het hom nie meer gesien nie, want hy het sy weg met blydskap gereis, maar Filippus is in Asdod gevind. Hierdie selfe woordjie harpazo. Filippus is nog saam met die hofdienaar van Ethiopië. Die volgende oomblik word hy weggeneem en God sit hom in Asdod neer. Hierdie woord wat beteken om een oomblik hier te wees en die volgende oomblik op 'n ander plek. Ons lees nog 'n voorbeeld hiervan in 2 Korintiërs 12 vers 2, wanneer ons glo Paulus van homself in die derde persoon praat. Ek weet van 'n man in Christus, 14 jaar gelede, of dit in die liggaam was, weet ek nie, of buite die liggaam, weet ek nie, God weet dit, dat so iemand weggeruk is tot in die derde hemel. Sorry, daar's nie 'n sewende hemel nie, hoor. Die Bybel sê in die derde hemel. Daar is ons atmosferiese hemel, die astrologiese hemel, en dan soos 1 Timoteus 6 vers 16 sê, die buitenste, die ontoeganklike, daar waar God woon, die derde hemel. Paulus praat van 'n man wat weggeruk is tot in die derde hemel. Dat hy weggeruk is in die paradys en onuitspreeklike woorde gehoor het, wat 'n mens nie mag uitspreek nie, sê 2 Korintiërs 12 vers 4, hierdie selfde woordjie, een oomblik hier, die volgende oomblik weggeruk. Kan dit werklik wees? My broeders en susters, ek glo hierdie boodskap omdat dit trou is aan God se karakter. Dat voordat hy oordeel stuur, hy sy eiendom verlos en wegruk, soos in die dae van Noag. So sal dit wees voor die koms van die seun van die mens. En wat het God gedoen in die dae van Noag? Hy het Noag beskud en toe sy oordeel gebring. Soos dit was in die dae van Lot, so sal dit wees in die tyd van die koms van die seun van die mens. En wat het God gedoen? Hy het Lot eers uit Sodom en Gomorra uitgehaal en toe sy oordeel gebring. Dis waarvan ons hier lees, dat God eers sy kinders wegneem en dan die oordeel bring. Nou lees ek boeke wat deur professore geskryf is en hulle sê, man, as jy glo aan 'n wegraping, dan glo jy in 2 wederkomste. Dis nie waar nie. As jy glo dat Jesus sy bruid gaan kom wegneem, dan glo jy nie in 2 wederkomste nie. Die woord weder sê al klaar 2. Jy kan nie in 'n wederkoms glo nie. Daar is net een wederkoms, wanneer Jesus sy voete op die Olyfberg gaan sit. Sy eerste koms na hierdie aarde was toe hy uit 'n maagd gebore
was. Sy eerste koms, sy tweede koms sal wees wanneer hy sy voet op die Olyfberg sit. Die wegraping is nie die wederkoms nie. Die wegraping is 'n gebeurtenis in die wederkoms, wanneer Christus eers sy bruid gaan kom opneem. 'n duidelike verskil hierin. Ons lees byvoorbeeld in 1 Tessalonisense 4 vers 17 wat ons vanaand gelees het, dat ons Jesus tegemoet in die lig. Maar Sagaria 14 vers 4 sê, met sy wederkoms gaan hy sy voete op die Olyfberg sit. Dis die wederkoms, wanneer hy sy voete op die aarde sit. 'n duidelike verskil. Met die een kom haal hy sy kinders, met die ander een kom hy met sy kinders. Duidelike verskille. Onthou wat sê Johannes 14 vers 2 en vers 3. Kyk, ek gaan om vir julle plek te berei. En as ek gegaan het om vir julle plek te berei, dan kom ek weer om julle te neem na waar ek is. Maar met sy wederkoms 'n onderskeid volgens Sagaria 14 vers 5, dan kom hy met sy kinders en hy gaan nie weer weg nie, hy kom neer, hy kom ondertoe. 'n Onderskeid is die wegraping gebeur soos 'n dief skielik in die nag, maar met sy wederkoms sal elke oog hom sien. Duidelike onderskeid. Jy glo nie in twee wederkomste as jy in die wegraping glo nie. Moenie daardeur uitgevang word nie. Maar wat sal by die geleentheid gebeur? Wel, wanneer Jesus sy bruid gaan kom haal, dan gaan hy persoonlik van die hemel af neerdaal. Dis wat vers 16 gesê het, wat ons gelees het, want die Here self sal van die hemel neerdaal. Onthou u wat in Handelinge 1 vers 11 gebeur het. Daar staan die disippels met Jesus se wegname, met sy hemelvaart. Hulle staar na die hemel, soos Dominee Wimpie Raad sê, soos 'n gaans wat na die weerlig staar. Daar staar hulle. En twee manne in wit klere kom en vra vir hulle, Galileese manne, waarom staan julle so en kyk na die hemel? Hierdie Jesus wat van julle weggeneem is, sal net so weer kom, soos julle hom sien wegvaar het. Dis wat 1 Tessalonisense 4 vers 16 nou sê, want hy self sal van die hemel neerdaal. Hy het gegaan om vir ons plek te berei, maar as hy gegaan het, kom hy weer om ons te neem na waar hy is. Dit sal gepaard gaan met die geklank van die basuin van God, sê vers 16. In die Ou Testament het dit so gewerk, dat hulle op strategiese plekke op die hoogtes, het hulle ramshorings geblaas, sodat die volk by mekaar kon kom. Ons lees daarvan in Nehemia 4 vers 20. Dink byvoorbeeld aan Jeremia 4 vers 5. Verkondig in Juda en laat dit hoor in Jerusalem en sê, blaas die basuin in die land, roep hardop en sê, kom by mekaar en laat ons in die versterkte stede ingaan. Wanneer hulle hierdie ramshorings geblaas het, was dit 'n teken dat hulle by mekaar moet kom. Hulle het nie WhatsApp gehad nie, hulle het nie e-posse gehad nie, hulle het ramshorings gehad wat hulle geblaas het as 'n oproep om by mekaar te kom. En wanneer Jesus van die hemel af neerdaal, sal hy kom met die geluid van die basuin van God wat roep, kom by mekaar. Maar dit sal uiteindelik wees soos 1 Korintiërs 15 vers 52 sê, in 'n oomblik, in 'n oogwink, by die laaste basuin, want die basuin sal weer klink en die dode sal onverganklik opgewek word en ons sal verander word. Weereens, dit gaan oor die opstanding. Wanneer die dode onverganklik opgewek sal word. Die basuin, by die laaste basuin, maar dit sal wees met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel. En hierdie woorde gee uitdrukking aan dat dit 'n harde geroep sal wees, wat gehoor sal word. Openbaring 1 vers 15 sê dat Jesus se stem is soos die stem van die geluid van baie waters.
Kan jy onthou byvoorbeeld in Johannes 12 vers 29 wanneer God gepraat het, dan het sommige sy stem gehoor, maar vir ander was dit net soos 'n donderslag, soos 'n geweldige knal. Dis al wat hulle gehoor het. Selfs in Daniël se tyd, in Daniël 11, Daniël 10, toe God gepraat het, het hy die stem gehoor, maar die ander, dit het geklink net soos 'n geweldige geluid. En jy weet, in daardie dag gaan sommige mense net 'n geluid dalk hoor, wanneer Jesus sy bruid gaan kom haal, maar diegene wat die ontvanger in die hart het, sal presies hoor die stem wat roep. Ons hoor byvoorbeeld in Matteus 25 vers 6, en middernag was daar 'n geroep, daar kom die bruidegom, gaan hom uit tegemoet. Dis hierdie idee wat ons kry, wat die spesifieke woorde is wat daardie dag geuiter gaan word, dit weet ons nie. Miskien is dit die woorde van Openbaring 4 vers 1, die woorde wat sê, kom op hierheen. Miskien is dit die woorde. En dan sal die eerste opstanding plaasvind. 1 Tessalonisense 4 vers 16. En die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Hoor my broeders, hoor my susters, dan sal die wat in Christus gesterf het, eerste opstaan. Vir meer as 6000 jaar ongeveer lewe die mens onder die vloek van die sonde, die dood wat tot alle mense deurgedring het. Leef ons onder hierdie haaglike omstandighede van mense verdorwenheid, van die mens wat wegkwyn soos 'n blom van die gras, wat verdor, soos gras wat verdroog. Maar my broeders en susters, daar gaan 'n dag aanbreek wanneer die opstanding gaan plaasvind, wanneer hierdie wêreld geruk gaan word, wanneer die dode onverganklik opgewek gaan word. Dit is wat God beloof in sy woord, dat dit nie die einde van ons lewe is hier op aarde nie, dat daar 'n opstanding sal plaasvind. Dood, waar is jou angel? Doderyk, waar jou oorwinning? Dat ons saam met Paulus in 1 Korintiërs 15 vers 55 kan uitroep, dat daar 'n opstanding sal plaasvind. Moenie julle hieroor verwonder nie. Want daar kom 'n uur wanneer almal wat in die grafte is, sy stem sal hoor. Wanneer doodsbeendere ore sal kry om te hoor. Wanneer as wat in die oostewind versprei is, ore sal kry om te hoor. Wanneer die dode opgewek sal word. Dis wat ons gelees het vanaand. Dan sal ons van gedaante verander word. Die dode sal onverganklik opgewek word. En nou sê 1 Korintiërs 15 vers 51, kyk, ek deel julle 'n verborgenheid mee. Ons sal wel nie almal ontslaap nie. Wat beteken dit? Nie almal gaan dood wees nie. Maar ons almal sal verander word. In 'n oomblik, in 'n oogwink by die laaste bassein, want die bassein sal weer klink en die dode sal onverganklik opgewek word. Die wat lewe sal verander word, die wat gesterf het sal verander word. Geliefdes, nou is ons kinders van God en dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie, maar ons weet as hy verskyn, ons aan hom gelyk sal wees, sê 1 Johannes 3 vers 2. 'n Verandering van gedaante wat sal plaasvind. Ons sal verander word. Paulus skryf in 2 Korintiërs 5 dat ons lewe in 'n tentwoning. Maar as Christus verskyn, ons 'n gebou sal hê van God, nie met hande gemaak nie, ewig in die hemel. Dit praat in die eerste plek van 'n nuwe liggaam wat ons gaan kry. Ons liggame
is soos 'n tent wat in die son bak en die nate trek uit mekaar uit. Julle weet mos waarvan ek praat. Die ou laar rugpyn waarmee mense in die oggend opstaan. Die tent se nate is besig om uit mekaar uit te trek. Die brille en die pille. Jy weet, nou deesdae het jy mos nou nog die boksie. Die boksie waar jy in jou pilletjies moet sit, want nou vergeet jy nog wat se pilletjies jy al gedrink het en wat jy nog moet drink. Nou is daar maandag, dinsdag, woensdag en donderdag en so het ons door die pilletjies. Hierdie tentwoning wat afgebreek word, die hande wat nie meer kan vat soos dit gevat het in die verlede nie, die oë wat nie meer so kan sien nie, die ore wat nie meer so kan hoor nie, die geld, die laar rugpyn, die knie, soos Dr. Tinus Prinsloo daar in Wonderboom een keer gesê, Dominee, as ek in die oggend opstaan, dan is ek kraakvars. Van al die skeet en al die pyne wat 'n mens beleef, my broeders en susters, daar kom 'n dag, wanneer ons oorklee gaan word en van gedaante verander sal word. Dis 'n lewende hoop, dis 'n Christelike hoop, dat hierdie lewe verby sal gaan en ons 'n nuwe liggaam gaan kry. En dan, sê die teks, gaan ons in wolke weggeneem word, daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggevoer word. Saam met hulle, ons praat hier van diegene wat voor ons heen gegaan het. Ons praat hier van 'n geliefde moeder, wat die Here geken het, wat jy weer sal sien, saam met hulle. 'n geliefde vader, 'n geliefde oupa, 'n geliefde ouma, die wat in Christus gesterf het. Daar's daai ou kosbare haleluja liedjie wat sê, daar's bemindes in die hemel, hier benede reeds gemis. Sal die kring eendag daarbo volmaak wees, eendag weer, en as ek so oor die gehoor kyk, dan dink ek terug aan mense wat in hierdie gemeente was, wat reeds voor ons uitgegaan het. Ek dink aan oom Willie Jooste hulle, ek dink aan ander, tannie Rina, oom Sydney, ander wat in hierdie gemeente was, vroeër jare. Daar is bemindes in die hemel hier benede reeds gemis. En so kan u dink aan van u geliefdes, soos Jim Reeves ook sing, I have a loving mother up in glory land. 'n wonderlike reunie wanneer ons saam met hulle in wolke weggevoer sal word. Maar my broeders en susters, dit sal ook 'n oomblik wees van onderskeid. Onderskeid tussen gered en ongered. Jy weet, vir jare kan mense mekaar bedrieg. Lidmate kan die dominee bedrieg. 'n Vrou kan haar man bedrieg en 'n man kan die vrou bedrieg en die kinders kan die ouers bedrieg en die ouers kan die kinders bedrieg en so kan ons maskers aansit. Maar daar kom 'n dag wanneer die kinders van die Here geopenbaar sal word. Ons lees in Matteus hoofstuk 13 van 'n gelykenis wat die Here Jesus vertel van koring wat gesaai is en in die nag het die vyand ingekom en onkruid tussen die koring gesaai. En dan kom die landbouers by die meester en sê, meester, wat moet ons doen? En dan kom Jesus se antwoord, wanneer hy sê in Matteus 13 vers 30, laat al twee saamgroei, tot die oes toe. En in die oestyd sal ek vir die maaier sê, maak eers die onkruid bymekaar en bind dit in bondels, om dit te verbrand, maar bring die koring bymekaar in die skuur. Laat hulle saam groei. Jy sien, daar kom 'n dag van onderskeid, my broeders en susters, in die kerk. Is daar kaf en koring? Is daar bokke en skape? Is daar soms mense wat, hulle het 'n front, hulle het 'n gedaante van godsaligheid, maar die krag daarvan verloon. Hulle praat die woorde, maar hulle het nie die lewe om daarby te pas nie. Ons lees in Lukas 17 vers 34 wat handel oor wederkomsgereedheid.
En ek sê vir julle, in daardie nag sal daar 2 op 1 bed wees. Die een sal aangeneem en die ander verlaat word. 2 sal op 1 bed wees. Ons praat hier van onderskeid tussen man en vrou. Want Jesus gaan net sy kinders kom haal. Ek weet van vrouens wat in die nag hulle kussings pap nat huil vir die redding van hulle manne se siele, maar hulle manne is braaf, hulle manne is sterk. Hulle manne wil hulle nie tot God bekeer nie. Die plesier van hierdie lewe is te groot. Hulle wil saam met die manne om die braaivleis vier met die Black Label en die vriend Jack Daniels in die hand staan. Hulle wil hoereer en verkeerde dinge doen. Hulle wil hulle nie tot God bekeer nie. Ja, daardie manne, soos die boere, baie van hulle, nie almal van hulle nie, maar baie van hulle. As dit nie reën nie, dan bid hulle tot God. Here, laat dit reën. Die mielies kry swaar, die gewaste ly, dan bid hulle, dan soek hulle die Here. En wanneer God die reën stuur, wat doen hulle? Dan vier hulle dit in die kroeg. Dan syp hulle self besope. Maar vir God geen eer en geen respek nie. Hy is maar net die een wat moet doen wat hulle sê. 'n gedaante van godsaligheid, maar die krag daarvan verloon. Daar gaan onderskeid getref word, of wat van 'n vrou wat die Here nie dien nie, wat weier. Daar gaan onderskeid getref word op die huweliksbed. Dis wat ons hier gelees het in Matteus, in Lukas 17 vers 34, tussen 'n man en 'n vrou. In daardie nag, maar soos Dominee Ad Olwagen gesê het, hy hoop, as daardie nag aanbreek, en die een met wie jy op die bed lê, is jou vrou met wie jy getroud is. Ja, vriende, glo dit of nie, jong mense dink vandag, hulle bly sommer net saam. Hulle het nie nodig om hulle te trou voor God, trou te beloof nie. Hulle bly sommer net saam. Nou sê hulle, ja, maar as ons nou geslagsgemeenskap gehad het, dan is ons nou in die oë van God getroud. Nee, jy's 'n hoereerder in God se oë, nie getroud nie. Dat ek dit nou vir jou sê, daar's dominees wat vir mense sê, ag, jy het nie nodig om te trou nie. Dis nie die waarheid nie. As jy 1 Timoteus 4 gaan lees, dan staan daar dat in die laaste tye sommige van die geloof afvallig sal word en leringe van duiwel sal aanhang. Gaan lees in 1 Timoteus 4, wat is die eerste leerstelling van die duiwel wat in die laaste dae sal plaasvind? Wat verbied om te trou? 'n leerstelling van die duiwel in die laaste dae voor Jesus se wederkoms gaan wees om vir mense te sê, ag, jy het nie nodig om te trou nie, jy kan net saam bly. Dis 'n leerstelling van die duiwel. Hoor wat ek vanaand vir u sê. Dis wat God in sy woord sê. Onderskeid op 1 bed. Maar daar sal onderskeid wees tussen vroue, tussen vriendinne. Vers 35 van Lukas 17 sê, 2 vroue sal saam maal. Die een sal aangeneem en die ander verlaat word. Daar gaan 2 vriendinne by die kleuterskool staan. Daar gaan hulle staan by die voertuig. Hulle gaan praat en gesels met mekaar terwyl hulle vir die kinders wag. Die een gaan aangeneem word en die ander een verlaat word. 2 vriendinne gaan daar by die koffieshop sit en koek eet, wortelkoek, as dit 'n lekker koek gaan wees. Die een gaan aangeneem word en die ander een verlaat word. Hoekom? Want die een vriendin het die Here Jesus geken. Het haar saak met God reggemaak, maar die ander vriendin wou dit nie doen nie. Die ander vriendin het uitgestel, as die geleentheid kom, het hulle saak nie met God reggemaak nie. Daar gaan onderskeid getref word tussen die manne. Vers 36, 2 sal op 1 land wees, die een gaan aangeneem en die ander verlaat word. Tussen manne, tussen kollegas, die manne gaan staan en praat, besigheid, daar by die fabriek, daar by die enjin werk, dan gaan die instrumente klingel en val op die grond, die een gaan aangeneem word en die ander een verlaat word. My broeders en susters, by die geleentheid, gaan net die kinders van die Here saam. Die ander sal agterbly. Dis wat God se woord sê.
Maar nou die laaste vraag. Hoe kan ek deel aan vlug 417? As daar onderskeid getref gaan word, hoe kan ek deel wees van die geleentheid en nie uitmis daarop nie? Jy weet, aardsplesier en genot is vir hierdie wêreld so groot. Jy weet, ek is geskok, ek wat 'n geleentheid het om reg deur ons land te beweeg. Hier het ek nou net van Standerton afgekom en ek is wonderlik bevoorreg om volgende jaar in verskillende dorpe te wees, Kriel toe en Richards Bay toe te gaan en verskillende plekke te besoek. En jy weet wat verbaas my, dat mense nie eens meer aan God dink nie. Hulle lewe asof hulle nooit gaan sterf nie, asof hierdie lewe nooit tot 'n einde gaan kom nie. Hulle leef net soos wat hulle wil en dink nie dat daar 'n dag gaan aanbreek wanneer hulle ook hulle laaste asem gaan uitblaas. Hulle dink, nee, as ek oud is eendag, my broeders en susters, daar is iemand se ouderdom iewers op 'n graf ingegrafeer, wat ook jou ouderdom is. Die dood vra nie na jou ID-boekie nie. Dis asof hulle geen ergernis het nie. Maar hoe kan jy seker maak dat jy hierdie vlug gaan meemaak? Dat as die bassein blaas dat jy gaan saamgaan, jy het 'n graad nodig om saam te gaan. 'n BA graad. En dis nie 'n graad wat jy by Stellenbosch gaan kry nie. Dis 'n born again graad. You must be born again. Jy het nodig om weer gebore te wees. Nicodemus kom in die nag na Jesus toe en vra vir Jesus. Hy het nog eintlik nie die vraag gevra nie, maar die vraag was in sy hart, want Johannes 2 vers 25 sê, Jesus weet wat is in die hart van die mens. En nog voordat hy die vraag kon vra, antwoord Jesus die vraag in vers 3 van Johannes 3, en hy sê vir hom, as iemand nie weer gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Nie ingaan nie. Nicodemus het dit glad nie verstaan nie. Jesus sê vir hom, jy moet weer gebore word. Dit kan mos nie wees nie. In vers 4, as jy Johannes 3 gaan lees, dan sien jy, Nicodemus sê, ek kan mos nie weer in my moeder se skoot ingaan en weer gebore word nie. Ek is mos nou 'n groot mens. Nicodemus is seker groter as sy ma. Ek kan mos nie weer in die skoot van my moeder ingaan en weer gebore word nie. Hy het dit glad nie verstaan nie. En Jesus sê vir hom in Johannes 3 vers 5, as iemand nie gebore word uit water en gees nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Wat bedoel Jesus hier? Hy sê vir hom, Nicodemus, die feit dat jy hier voor my staan, is nie genoeg om jou salig met God te maak nie. Jy het 'n tweede geboorte nodig, jy het 'n wedergeboorte nodig, 'n tweede geboorte. Want wat uit die vlees gebore is vlees, sê vers 6. Maar wat uit die gees gebore is gees. Jy het 'n geestelike geboorte nodig. Nicodemus het gedink, omdat hy 'n Joodse man is hy outomaties reg met God. Daar's mos vandag ook sulke mense, nee, julle ken hulle. Hulle is onder ons boerevolk ook, jy noem hulle die Israel-visie. Hulle dink, omdat hulle nou Israel is, nou is hulle outomaties reg met God. Luister man, Israel moet ook weer gebore word. Op 'n stadium het daar Israeliete gekom en die aarde het oopgeskeer en van hulle lewendig ingesluk. Hulle moet ook weer gebore word. Nicodemus het gedink, net omdat hy 'n Jood is hy klaar reg met God. En Jesus sê vir hulle, man, God kan uit die klippe kinders van Abraham uitmaak. Jy het nodig om weer gebore te word. Jy het 'n geestelike geboorte in jou lewe nodig. Dis wat vers 7 sê van Johannes 3. Moenie julle verwonder dat ek vir julle gesê het, julle moet weer gebore word nie. Nou sê in vers 8 van Johannes 3, die wind waai waar hy wil. En jy hoor sy geluid, maar jy weet nie van waar hy kom of waarheen hy gaan nie. So is elkeen wat uit die gees gebore is. Soos die wind daar buite waai, en jy sien die bome beweeg en die takke beweeg. Jy kan nie die wind sien nie, maar jy kan die uitwerking van die wind in die takke sien. Die wind is onsigbaar, maar nie die uitwerking nie. So is elkeen wat uit die gees gebore is.
Jy kan nie die gees van God sien nie, maar jy kan die uitwerking van die gees van God in iemand se lewe sien. Die vrug van die gees wat na vore kom. Dis mos nou soos daai biltongpakkie met die geel vet in. As daai pakkie agter op daai tafel gestaan het, het jy nie nodig om vir my te sê daar's geel vet biltong daar binne nie. Ek kan dit sien, dit slaan deur die pakkie. So is dit ook. Die uitwerking van binnekant kom buite. Die vrug van die gees kom ten voorskyn. So is elkeen wat uit die gees gebore is. Nou, het Jesus vir Nikodemus al 'n paar dinge gesê. Hy het vir hom gesê, Nikodemus, as jy die koninkryk van God wil sien, dan moet jy weergebore wees. Hy het vir hom gesê, dit is 'n geestelike geboorte. Hy het vir hom gesê, iemand wat geestelik gebore is, sal die vrug van die Heilige Gees in hulle binneste hê. Maar hy het nog nie vir hulle vir hom gesê hoe om weergebore te word nie. Dis wat hy nou gaan doen in vers 14, 15 en 16 van Johannes 3. Jy sien in vers 10 sê hy vir Nikodemus, jy's die leraar van Israel en jy weet hierdie dinge nie. Hy was 'n dominee en hy het nie geweet hoe kan 'n mens die koninkryk van God beerwe nie. En dan sê hy vir hom in vers 14, soos Moses die slang in die woestyn verhoog het, so moet die seun van die mens verhoog word. Kan u onthou wat in Numeri 21 gebeur het? Hierdie volk het gemoun en gegroun. Hulle het gekla en gemurmureer. Toe stuur die Here giftige slange onder hulle om hulle te pik. Toe moun en groun hulle eers. Toe gaan hulle na Moses toe en sê, Moses, gaan praat met God, dat hy vir ons 'n uitkoms sal gee, dat ons gesond kan word. En Moses gaan na God toe en God sê vir Moses, maak 'n koperslang en sit dit op 'n paal. En elkeen wat opkyk na daardie koperslang sal gesond word. Dis 'n baie vreemde vergelyking wat daar getref word. En nou sê vers 15, vers 14, soos Moses die slang in die woestyn verhoog het, so moet die seun van die mens verhoog word. Daai woorde seun van die mens is 'n uitdrukking wat ons by Daniël kry. Hy het hierdie woorde seun van die mens gebruik. Soos Moses dit gedoen het, so moet die seun van die mens verhoog word. Dis 'n vergelyking wat getref word. Dan sê vers 15, sodat elkeen wat in die seun van die mens, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. As ek vir u sê 'n koperslang, waaraan dink u? As ek vir u sê slang, waaraan dink u? Aan die duiwel, aan sonde, aan dit wat sleg is. Nou word daar gesê, soos Moses 'n koperslang in die woestyn verhoog het, so moet die seun van die mens verhoog word. Soos daai koperslang op 'n paal gehang is, so moet Jesus opgehang word aan 'n kruis. Wat het Jesus aan die kruis vir ons gedoen? Hy het ons sondes op hom geneem, die beeld van die koperslang. Hy het die ongeregtigheid op hom geneem en die oordeel van God. Dis waar die koper vandaan kom. Koper is 'n teken van oordeel. Soos as jy in Openbaring lees van Jesus se voete, is soos blink geskuurde koper waarmee hy die parskyp trap van die wyn van die grimmigheid van God. Koper, 'n teken van oordeel. En dis wat Jesaja 53 vers 5 ons leer. Die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom. Hy het ons sonde gedra, maar ook die straf. En dan kom die baie bekende Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Hoe kan ek 'n kaartjie kry om hemel toe te gaan? Ek is seker daarvan, daai volk het ook maar hulle moeties gehad en hulle planne gehad om ontslae te raak van die slanggif. Dit het nie gewerk nie.
Maar die oomblik toe hulle opkyk, dat hierdie koperslang wat Moses in die woestyn gemaak het, die oomblik toe hulle in die geloof opkyk, in die lig van God se opdrag, het hulle gesond geword, die addergif het uit hulle are uit verdwyn. Soos elke een wat nou opkyk in die geloof na Jesus Christus, en wegbeweeg van sy eie pogings om ontslae te raak van die addergif in jou lewe. As jy wegkyk van jou eie pogings, opkyk na Jesus, dan kan jy ook gered word. Maar solank as wat jy vaskyk in jou eie pogings, ag dominee, maar ek gaan mos hemel toe want ek is 'n goeie mens. Soos die een tannie sê, dominee, maar ek het jare koeksisters vir die kerk gebak, ek moet ook mos hemel toe gaan, ek is 'n goeie mens, ek het baie koeksisters vir die kerk gebak. Toe vra ek, maar tannie, hoeveel dosyn moet jy bak om 'n kaartjie hemel toe te kry? Jy sien, jy kan jouself nie, jy kan nie jou saligheid verdien nie. Sommige mense dink, ag, omdat hulle gedoop is, gaan hulle hemel toe. Ander dink omdat hulle belydenis van geloof afgelê het, nou gaan hulle hemel toe. En dis alles wat hulle doen en net wat hulle doen. Maar hulle kyk nie op, weg van hulle eie probeerslaa om na Jesus te kyk. Om na hom te kyk. Dit is die weg tot saligheid. As jy in die Here Jesus Christus glo, dan sal jy gered word. Ek wil afsluit met 'n laaste verhaal. En die vraag is jy gered? As ek nou hier by u sou opdaag, my das is 'n bietjie skeef, en hier so oliestreepie oor my, met hier in my gesig, my hare is 'n bietjie deurmekaar, en ek kom hier in by julle en ek sê vir julle, ekskuus dat ek nou 15 minute laat is vir die diens. Julle sal nou nie glo wat met my gebeur het nie. Op pad hierheen ry ek daar op die N2. Maar my venster is oop en ek het my hoed aan. My John Deere hoed. En hier kom 'n groot trok, een van daai met die 18 wiele, en hy ry verby my. En hy ruk die kar en hy ruk my hoed van my kop af en daar lê my hoed in die middel van die straat en ek trek toe nou so af langs die pad om my hoed te kry. Want ek is lief vir my John Deere hoed, ek het hom by Nampo gekoop, ek soek my hoed. En daar klim ek af en ek hardloop in die straat, ek kry my hoed en ek sit my hoed op my kop en toe ek so opkyk, toe is daar nog een van daai trokke en hy stamp my. Hy stamp my laat ek daar trek, teen 'n paal, teen 'n boom, hy ry bo oor my, hy vertrap my, daar lê ek teen die muur, so ekskuus, dis hoekom ek 15 minute laat is. Gaan julle my glo? Nee, julle gaan nie. Dit is ook hoekom ek nie mense glo, wat sê, hulle het die almagtige God ontmoet, maar hulle lewe het nie verander nie. As jy waarlik weergebore is, die wind waai waar hy wil. En jy hoor sy geluid, jy weet nie van waar hy kom of waar hy gaan nie. So is elkeen wat uit die Gees gebore is. As jy waarlik weergebore is, as jy waarlik gered is, gewederbaar is deur die bloed van die lam, dan sal jou lewe onherroepelik verander. Beteken nie jy is volmaak nie. Dit beteken hier binnekant is 'n wil wat nie meer die verkeerde dinge wil doen nie. Beteken nie ek kry dit altyd reg nie. Dit beteken jy wil nie meer die verkeerde ding doen nie. Want God het jou hart verander. Die vraag vanaand is jy weergebore? Of jy nou glo in 'n wegraping of nie, is irrelevant. Die vraag is jy weergebore? Het God al jou hart verander? Het jy al oorgegaan van die duisternis na die lig, van kaf na koring, van 'n bok na skaap? Het jy al die lewe in Christus Jesus ontvang? Jy kan sê ja, dan vra ek, het jou lewe verander? Jy moet die vraag vanaand antwoord. Nie dat die kans by jou verbygaan nie. Dis miskien vanaand
jou laaste kans. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, die reën het baie geval. Ek is nie seker wat almal alles gehoor het en nie gehoor het nie. Maar een ding bid ek, Here, dat iemand vanaand in hierdie diens U stem in hulle hart gehoor het. Die stem van Jesus wat sê, kom na my toe. Maak jou saak vanaand reg. As daai stem in iemand se hart vanaand gepraat het, weet ek, daar's nou 'n stryd in hulle binneste. Die een wat sê, nee, maar nie ek nie. Nee, maar nie vanaand nie. Die vlees wat stry. Die een wat sê, maar wat gaan hulle nou van my dink? Die een wat skaam is, bang is. Die stryd is dalk nou in hulle binneste aan die gang. Maar Here, dan bid ek dat die stem van die Gees van God die oorhand sal kry wat sê, kom nou. Vanaand is jou kans. Ek wil net 'n kort oomblik van stil gebed gee, wat jy met die Here daar in jou hart praat. Ek gaan jou nie nooi om vorentoe te kom nie, gaan jou nie nooi om op te staan nie. Ek wil jou net nooi om met God oor hierdie saak te praat. Is jy gered? Is jy weergebore? Is jou saak met God reg? Hemelse Vader, U hoor elke een wat ook na U roep. Ek vra, Here, hoor hulle gebed, miskien 'n eenvoudige gebed wat net sê, dink aan my, red ook my. Doen hierdie ewigheidswerk in iemand se siel. Amen. Liewe vriende, as daar iemand is wat 'n behoefte in hulle hart het, Dominee Andrew is hier, myself is hier, as jy nie weet of jy waarlik jou saak met God, of het waarlik met God reg is nie, maak asseblief reg. Dominee Andrew, is daar stap vir stap boekies daar agter? Wat sien ek daar agter? Is dit nie hulle nie? Ok, hulle moet seker nog hier aankom, en hierdie week sal ons vir u stap vir stap boekies ook gee, dis verniet. Raad vir 'n soekende siel. As jy vanaand nog nie seker is nie, maak seker. Ons gaan vir u boekies uitdeel ook, wat u gaan help, hoe om seker te maak dat jy kind van die Here is. Jy kan na die tyd weer met my kom praat, of as jy uitbeweeg, maak 'n plan. Ek kan jou nie red nie, maar jy gaan die keuse moet maak, of jou saak met God reg gaan maak, of nie. Kom ons staan, dan sluit ons af met hierdie laaste.